almal, dis Kobus Kreer van Koevoet Ministries. Ek lees nou eendag hierdie skrif van Johannes 4 vanaf vers 50. En dit gaan oor hierdie koninklike beampte wat van Kapernaum af opgekom het na Galilea toe om Jesus te ontmoet, om Jesus te sien, want sy seun het op sterwe gelê. En toe hy by Jesus kom, toe vra hy vir Jesus om saam met hom af te gaan na sy huis. En Jesus sê vir hom die volgende woorde: as julle mense ook nie signs en wonders sien nie, sal julle ook nie glo nie. En Jesus sê vir hom: gaan, jou seun lewe. En daar staan in die Bybel dat hierdie man het die woord geglo wat Jesus vir hom gesê het, en hy het omgedraai en hy het gegaan terug huis toe. En die volgende dag toe hy nog op pad was, toe kom van sy huis mense na hom toe aangehardloop en sê vir hom: jou seun lewe. Toe kom hy agter dat op dieselfde tydstip wat Jesus vir hom gesê het, op dieselfde uur, jou seun lewe, dit is toe sy seun gesond begin word het. Dit laat my terugdink aan so 'n paar maande terug het ek gaan bedien in Pretoria. En terwyl ek die oggend besig was om die musiek en die klank en al die goed reg te kry, kom 'n vrou na my toe. En sy tik my op die skouer en dis iemand wat ek ken, het haar al voorheen ontmoet. En sy wil toe met my praat oor klere en goed wat hulle uitgebring het vir 'n uitreik. En met die wat ek omdraai en ek haar groet, kyk ek weer voor my en ek draai weer om en ek sê vir haar: hoor hierso, die anointing van God is op jou. God is besig om jou te deliver. En dis net die Heilige Gees wat deur my gewerk het en deur my gepraat het om daardie statement op daardie stadium te maak. En onmiddellik, terwyl die mense nog daar rond staan, niemand het nog hulle sitplekke ingeneem nie, raak die Heilige Gees hierdie vrou aan kragtig en hy bevry haar. Dat die mense begin hoor, wat gaan hier aan? Wat het hier gebeur? Jesus het daar aangeraak, hy is daar vrygemaak. Nie dat ek my enigstens myself vergelyk met Jesus nie, maar hierdie vrou het my agterna vertel dat die oggend toe sy opgestaan het en sy het dit ook op haar status gesit, toe sê sy: vandag is my dag. Vandag is my dag met Jesus. Sy het gekom met 'n verwagting. Sy het regtig hierdie aanraking van die Heilige Gees nodig gehad om verandering te bring in haar lewe. Sy het dit skoon op haar status gesit die oggend. En net soos daardie man van Kapernaum, toe Jesus vir hom gesê het: gaan, jou seun lewe, het hy dit gevat. Hy het nie geredekabel nie, hy het nie gestry nie, hy het nie nog redenasies of enige iets gehad nie. Daar staan, hy het die woord geglo wat Jesus vir hom gegee het. Net so het hierdie vrou daardie oggend daardie woord geglo toe ek vir haar sê: Jesus is besig om jou vry te maak. Hoe amazing is dit om te weet? Hoe amazing is dit om te weet hoe God net op die regte tyd in mense se lewens inkom en hulle kragtig aanraak. Maar wat vir my uitstaan van hierdie vers is hierdie waar daar staan: hierdie man het die woord geglo. Glo jy die woord wat Jesus in sy skrif vir ons sê? Glo jy die woord van Jesus? Glo jy die woord wat Jesus oor jou sê, dat jy volgens sy beeld geskape is? Glo jy dat Jesus is die seun van God? Glo jy dat Jesus aan die kruis van Golgotha gesterf het? Glo jy dat jy saam met Jesus Christus gekruisig is? Dat jy saam met Jesus begrawe is en saam met Jesus opgestaan het uit die dode? Glo jy dat God alles vir jou ten goeie laat meewerk? Glo jy dat as God vir jou is, kan niks teen jou wees nie? Glo jy dat God se arm is nie te kort om jou te help nie en sy oor is nie te swaar om te luister nie? Glo jy dat sy bloed
wat gestort het aan die kruis van Golgotha, jou versoen het? Glo jy dat Jesus die vloek geword het aan die kruis om jou los te maak van die wet? Glo jy? Glo jy? Want Markus 9 vers 23, soos wat jy glo, so sal dit wees. Glo jy dat Jesus deur sy wonde is daar vir jou genesing? Gaan jy daardie woord vat wat God vir jou gee, of gaan jy eers daaroor dink of daaroor stry of dit bedink, want die woord sê dat ons gedagtes is in vyandskap met God? Of gaan jy daardie woord wat Jesus vir jou gee, vat en omdraai en wegstap en weet, dit sal so wees? Dis belangrik hierdie mense. Dis belangrik om te glo, om daardie woord te vat. Amazing skrif hierdie van Johannes 4 vanaf vers 50. Ek sien dit met baie mense wat ek voorbid. Daar's baie mense wat daardie woord vat. Ek het amazing wonderwerke al gesien. Amazing getuienisse gesien. Hoe mense bevry word en hoe mense genees word. Deur die krag van Jesus Christus. Maar hulle vat daardie woord en hulle glo dit. En dan is daar kere wat dit nie gebeur nie. Maar weer eens, as ons nie daardie geloof het altyd nie, geloof kom deur die gehoor, dan moet ons daaraan werk en ons moet dieper gaan, ons moet meer tyd saam met God spandeer en ons moet woord vat, woord lees, hardop lees, want geloof kom deur die gehoor. So ons kan ons geloof versterk. Ons almal het nie dieselfde vlak van geloof nie. Maar weet, glo soos 'n kind. Kom ons kom op daai plek uit, dat ons geloof het soos 'n mosterdsaadjie, want as ons dit kan doen, kan ons vir daardie berg sê skuif en hy gaan skuif, en ons kan vir die moerbeiboom sê, lig jouself wortel en tak uit en gaan gooi jouself in die see, en dit sal gebeur. Glo jy dit wat Jesus oor jou sê? Glo jy wat die woord van God, wat Gees is, oor jou sê as sy kind? Mense, baie seën, baie sterk.